Môre Siloam familie en al ons aanlyn vriende wat vanoggend saam met ons kuier. Ons gaan vanoggend aan met ons reeks Dink Anders. En dan het ons baie goeie en slegte nuus. Die slegte nuus is, jy gaan nie meer in jou slaapklere kan kerk kyk nie, want ons gaan van die 27ste September af weer by die kerk kan bymekaar kom. So ons hoop ons sien julle 27 September om 9:30 by die kerkgebou. Dan gaan ons wel aan met ons aanlyn dienste, so as jy dit nie kan maak nie, kan jy nog steeds inskakel en die dienste saam met ons geniet. Dan gaan ons ook van volgende Sondag af weer doopdienste hou. So as jy gedoop wil word, skakel asseblief gerus die kerkkantoor en maak gebruik van die geleentheid om volgende Sondag gedoop te word. Ons gaan ook in Oktober begin met 'n nuwe kursus, A Biblical Portrait of Marriage. So as jy dalk verloof is of getroud is, kan jy ook die kerkkantoor skakel as jy deel wil wees van die kursus. Kom ons bid saam. Dankie Here vir die ongelooflike geleentheid wat ons het om steeds so by mekaar te kom. En dankie Here ook vir die deurbraak wat ons ervaar het hierdie week, waar ons weer by mekaar gaan kan kom. Ons prys U daarvoor en ons verheerlik U daarvoor. Here, ek bid dat U vanoggend se diens sal seën en ons tyd saam sal seën. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Volgende gaan ons na getuienis en 'n woord luister wat Skalk, 'n voormalige pastoor van Siloam Kerk, vir ons het. Kom ons luister saam en daarna gaan ons lekker saam worship. Die kerk, plaaslike gemeentes, is die laaste seisoen ook deur 'n storm. My naam is Skalk en ek is 'n deeltydse pastoor by AGS Hermanus en ons het ons in-persoon dienste so 2 weke terug hervat. Maar ek onthou ek en die president pastoor, 'n vriend van my David, die Vrydag voor die hervat van die dienste bymekaar sit en ons gesels oor hierdie gedagte dat die kerk gaan weer haar deure oopmaak. En soos dat ons praat, begin ek agterkom, maar ons is besorgd en ons is bekommerd. Gaan nie mense kom. Dit was so lank gewees, die kerk is al vir maande toe, gaan nie mense weer kom. En soos dat ons praat, wys die Here vir my hierdie beeld, hy wys vir my hierdie plant wat buite in 'n storm is, en die storm woed rondom hierdie plant, en die blare is verwaai en verwoes, en die plant is amper verlep, hy lê op sy sy, en die storm is besig om regtig skade aan hierdie plant te doen, maar ek sien hierdie hande wat kom, en dit skep daai plant uit die grond uit, en dit dra die plant na binne, en dit plant daai plantjie in nuwe grond, en die plant lewe. En ek hoor hoe die Here vir my sê, hoekom spook en hoekom spartel julle so? Het ek julle nog ooit verlaat? Het ek julle nou skielik verlaat, dat julle moet spook en dat julle moet spartel? En dit tref my, die kerk gaan lewe. En hoe interpreteer ek hierdie woord persoonlik? As ek dink aan ons wat ons deure oopgemaak het, ons in-persoon dienste, ek sien dit amper soos 'n nuwe planting. Al is dit 'n oorplanting, al is ons besig om 'n plantjie uit die storm uit te haal en ons is besig om hom weer binne toe te vat en in goeie grond te lê. Ek sien dit as 'n nuwe planting. Hou op vashou aan hoe dit was voor die tyd. Dit gaan nooit so wees. Dit gaan nooit weer dieselfde lyk nie. Maar weet die Here is met jou. En weet die Here is met jou gemeente. Daar's niks wat dit kan verander nie. Weet die kerk gaan lewe. Weet jou gemeente gaan lewe. Sien hierdie plantjie wat 'n nuwe grond in geplant is. En wat kan ons doen? Ons kan ons grond voorberei. Ons kan hard werk. Ons kan seker maak ons is reg. Ons kan in die gees inbid. Ons kan dien, ons kan bid dien, daar waar ons die vermoë het om dit te doen. En die Here gaan weer laat lewe. Die Here gaan weer by mekaar bring. En ek sê sommer net nou vir julle, jou kerk gaan nie uit mekaar uitspat nie. Die kerk gaan nie doodgaan nie. Daar's nie 'n manier wat die bruid ooit gaan sterf nie. So hou op kommer, weer die Here is met jou en sien nuwe lewe. Waiting for you, dance like the weight has been lifted.
there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is dear, let there be freedom, let there be freedom. Bring all of your burdens, bring all of your scars. Come back to communion, come back to the start. Run into wide open spaces, graces waiting for you. Dance like the weight has been lifted, graces waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom, let there be freedom. The chains will fall, the prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. The chains will fall, the prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Yeah. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom, let there be freedom. Die een wat lig gespreek het, die een wat dans gemaak het, die een wat dans volbring het. Emmanuel is hier. Die berge rotse roep uit, en al die nasies sal juig. Die engele sing in koor. Emmanuel is hier. Emmanuel is hier. Geidelig, die een wat was en die een wat is, nie sal altyd wees. Er is niemand soos U,
Ons sing waardig, waardig U meer. Ons sing heilig, heilig is die Heer. Ons sing waardig, waardig U meer. Ons sing heilig, heilig is die Heer. Ons sing waardig, waardig U meer. Ons sing heilig, heilig is die Heer. Ons sing waardig, waardig U meer. Lig heilig, die een wat was en die een wat is en die sal altyd wees. Daar is niemand soos U, heilige majesteit, Immanuel, die is U. Lig heilig, die een wat was en die een wat is en die sal altyd wees. Daar is niemand soos U, heilige majesteit, Immanuel, U is hier. Dis my groot voorreg om vandag weer saam met jou te kuier. Ons gesels oor ons reeks Dink Anders. En vandag wil ek graag met jou praat oor Dink Anders oor sending. Ons teksvers vandag is Romeine 12 vers 1 tot 2 en dit sê: As julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julleself aan hom as 'n lewende en heilige offer. Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Die Engels sê, do not be conformed, but be transformed. Dis belangrik vir my om te besef dat die denkpatroon wat ek het nie altyd 100% is volgens God se denkpatroon nie, en daarom moet ek verander. God gaan nie verander nie, ek moet leer om dinge anders te sien. As ons nou begin om te praat oor Dink Anders aan sending, wil ek graag met elke individu praat. Elke gesin, elke besigheidsman wat saai in die koninkryk van God. Dankie dat jy saai in Siloam in die werk wat ons doen. Dankie vir jou bydrae aan ons, sodat ons sendelinge kan ondersteun in die nasies. Ek dink spesifiek aan Martin en Petro de Lange wat werk onder Turksprekende moslems in Frankryk. Ek dink aan Thomas Fourie wat werk onder moslems in België. Ek dink aan Anil en Rebecca Youssef wat onder groot gevaar werk in Pakistan. Ek dink aan François en Altarag wat eers in Mosambiek en nou ook reg oor die wêreld die evangelie versprei. Ek dink ook aan Herman en Elsie Fourie wat werk onder mense van Zimbabwe. Dankie vir jou finansiële bydrae. Dankie vir jou gebed. Dankie. Daar's 'n mispersepsie onder gelowiges dat sekere mense geroep is om te gaan. Ons het sending gekompartmentaliseer. Ons het onbewuslik gesê dat ons almal verskillende rolle het om te vervul. En alhoewel dit waar is dit slegs 'n halwe waarheid. Jy sien, ons staan die risiko om ongehoorsaam te wees sou die Here ons eendag roep vir 'n spesifieke taak, omdat ons onsself nie toelaat om gebruik te word nie. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. 'n Individu wat glo dat hulle geld moet genereer vir die koninkryk van God. Dis 'n baie goeie ding om te doen, maar hulle wil nie self getuig nie. Die realiteit is dat seisoene verander en ons moet aanpasbaar wees tot die roeping van God. Die realiteit is egter dat ons almal geroep is
om te getuig oor Jesus. Meeste van die tyd vind hierdie getuienis reg voor jou plaas. In die winkelsentrum, die restaurant, by jou werk, by jou familie, voor jou kinders. Wanneer dit kom by sending, het die kerk 'n boks gemaak. En ons sit sekere mense in daardie boks. Die sendeling, die gestuurde. Min wetend dat ons almal eintlik gestuur is. Die woord sendeling word nie regtig in die Bybel gesien nie. Dis afgelei van 'n konsep. Hierdie konsep wat dan sê die gestuurde. Die Woordeboek se definisie van 'n evangelis en sendeling in Engels is die volgende. Evangelist, a person who seeks to convert others to the Christian faith, especially by public preaching. And a missionary, a person sent on a religious mission, especially one sent to promote Christianity in a foreign country. 'n Sendeling is eintlik 'n pionier, iemand wat nuwe grond oopbreek, iemand wat kerke plant, iemand soos Paulus. Hy het in die wêreld ingegaan onder heidene en kerke geplant. Maar eintlik val dit onder die definisie van die vyfvoudige bediening, naamlik die apostel. Paulus was 'n sendeling wat na die heidene gestuur is, maar hy was eintlik 'n apostel, iemand wat nuwe werke begin. Ek dink aan iemand hedendaags soos Frans Raag. Hy is 'n hedendaagse apostel. Hy breek nuwe werke oop vir die koninkryk, reg oor die wêreld. Iemand soos Martin de Lange. Ek besef, nie elkeen van ons is geroep om sulke nuwe werke te begin nie. Nie elkeen van ons is geroep om kerke te gaan plant oor die wêreld nie. Maar die vyfvoudige bediening, volgens Efesiërs 4, vers 11 tot 13, sê die volgende. En dit is die gawes wat hy gegee het. Die gawes wat Jesus gegee het. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus, sodat almal toegerus kan wees vir die bedieningswerk. Hierin dan die onderskeid. Ons moet nie die fout maak en dink dat ons nie almal gestuur is nie. Hoekom? Jesus was 'n gestuurde en die vyfvoudige bediening is juis gegee vir ons om opgeleid te word, sodat elke individu, elke persoon wat deel is van 'n gemeente, elke Christen toegerus kan wees om gestuur te word, om deel te hê aan hierdie wêreldwye sendingsaksie. Ek lees graag Johannes 13 vers 20 en dit sê, dit verseker ek julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my. En wie my ontvang hom wat my gestuur het. Jy sien, Jesus is gestuur deur die Vader. Ons lees Johannes 4 vers 34. Jesus antwoord hulle, my kos is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk klaar te maak. Johannes 6 vers 38. Ek het van die hemel af gekom, nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Johannes 17 vers 21 sê, bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in 'n hegte verhouding met my, en ek met U is. Dat hulle ook in 'n hegte verhouding met ons mag leef, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Dis baie duidelik dat Jesus sê, hy is 'n gestuurde, die Vader het hom uit die hemel uit gestuur om 'n groot werk te kom doen, om die evangelie te bring na die wêreld toe. En ek en jy moet ook besef dat ons gestuur is. As disippels van Jesus Christus moet ons streef om meer soos Jesus te wees. En as Jesus gestuur was, as Jesus elke dag opgestaan het met 'n plan voor sy oë om die Vader se naam groot te maak en alles wat te doen, moet ek en jy vandag besef dat ons ook gestuurdes is. Miskien is jy nie 'n sendeling wat reg oor die wêreld moet gaan nie, maar vandag, daar waar jy jouself bevind, reg voor jou deur, is jy 'n gestuurde. En sending is soveel groter as net om op 'n vliegtuig te klim en oor see te vlieg en 'n kerk te gaan plant. Daar's sendingaksies wat moet plaasvind in ons stad, in hierdie provinsie, in hierdie land, reg voor jou deur. Ek lees Johannes 20 vers 21. Dit sê, vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het,
stuur ek julle ook. Maar dit is baie belangrik dat ons sal besef dat die Here ons stuur. Romeine 10 vers 14 sê, maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Die wêreld moet hoor, die wêreld met die goeie boodskap van Jesus Christus hoor. Die verlossende krag van 'n God wat homself neergelê het om ons sondes te vergeef. Maar hulle gaan nie hoor as ek en jy nie besef dat ons 'n mandaat het om te gaan nie. 'n Groot mandaat wat Jesus oor gepraat. Ek wil jou bemoedig dat jy dit sal gaan lees, dat jy jouself sal herinner aan hierdie mandaat. Dit dalk neerskryf op iets en dit vasplak in 'n muur in jou huis, sodat jy jouself elke dag sal herinner dat hier 'n groot mandaat op jou lewe is. 'n Mandaat wat van Jesus Christus afkom. 'n Mandaat wat hy gegee het net voor hy hemel toe gegaan het. Dat ons nie die fout sal maak en sê, nee, slegs sendelinge moet gaan, of slegs evangeliste moet gaan nie. Maar dat ons sal sê, hier is ek, Here. Ons lees graag Matteus 28 vers 18 tot 20. Dit sê, Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Hoe mooi boodskap is dit nie? Dat Jesus sê, hy is by ons tot die volëinding van alle dae. Hy sal ons nie verlaat nie, hy sal ons nie in die steek laat nie. Hy is saam met jou op hierdie sendingsreis. Maar hy wil hê dat jy moet besef en ek moet besef dat elkeen van ons ook geroep is. Elke individu, elke lewende steen wat ingebou word in die gemeente van Jesus Christus is eintlik op 'n missie. Dis hoe dit moet wees. Die lokale gemeente is eintlik die voertuig wat die Here gebruik om mense te stuur. Eerstens na jou onmiddellike omgewing, maar daarna ook na die uithoeke van die wêreld. Sekere dele van die wêreld was die mandjie van Christendom. Dit beteken, dit is waar Christendom versprei het. Dink aan Europa. Maar vandag is sekere dele van Europa heeltemal sonder die evangelie. Frans Jorag wat navorsing doen oor die evangelie in die wêreld, sê dat in sekere plekke in Europa daar vir 2 of 3 generasies geen oordrag van die evangelie tussen generasies is nie. Dit beteken oumas en oupas vertel nie vir hulle kleinkinders van Jesus nie, want oumas en oupas ken nie Jesus nie en hulle kinders ken nie Jesus nie, want niemand het die boodskap van Jesus aan hulle oorgedra nie. Dis dan eintlik 'n kontinent, groot dele van Europa wat glad nie in Jesus glo nie. Hierdie lande het dringend hulp nodig en dis juis daarom dat ons mense ondersteun wat gaan. Ek wil julle bemoedig in hierdie tyd wat voorlê dat ons sal besef dat die sleutel van 'n kultuur wat verander is gebed. Gebed sal die sleutel wees tot 'n kultuur waar ons meer gefokus is op sending. Nou wil ek jou bemoedig met die volgende. Voor die einde van die wêreld kom, voordat die laaste trompet blaas, moet die evangelie oor die hele aarde versprei word. Die woord is baie duidelik dat Jesus wil hê dat almal gered moet word. Dis juist daarom dat Jesus vertraag om terug te kom. Ek het al baie gedink, hoekom kom Jesus nie nou terug nie? Ek wens hy wil nou terugkom, maar dan besef ek daai skrif wat sê, hy vertraag om terug te kom, hy wil hê almal moet gered word. Kom ons onthou in hierdie tyd, dat dit eintlik die groot roeping is. Kom ons hou onsself minder besig met stories oor die wegraping, of die anti-kris, of die merk van die dier. Kom ons fokus, en gee al ons energie, om deel te hê aan hierdie evangelie van Jesus Christus. Dit help nie ons praat oor die eindtye en wat dalk gaan gebeur, maar ons is nie bereid om nou die antwoord te wees nie.
Ja, jy en ek kan vandag die antwoord wees vir 'n wêreld. Die boodskap wat ons dra, kan die wêreld verander. Kom ons hou op worry oor hoe môre gaan lyk en kom ons maak seker dat voor die einde kom, ons soveel mense saam met ons hemel toe vat as wat moontlik is. Kom ons bid intentioneel en ons vra die Here om ons harte te verander, om ons fokus te verander, dat ons anders sal dink aan hierdie konsep van sending. Dat ons nie sal dink dis slegs iemand wat oor see werk nie. Maar dat jy vandag sal besef, jy is gestuur, ek is gestuur. En as jy in Bloemfontein bly, is jy definitief vir hierdie tyd gestuur vir Bloemfontein. Jou seisoen mag dalk verander. Miskien was daar 'n tyd in jou lewe waar jy gevoel het, jy moet nou net geld genereer vir die koninkryk. Dis goed. Maar daar mag dalk 'n seisoen kom wat God sê, ek wil hê jy moet voltyds vir my werk. Of ek wil hê jy moet sekere bedieningswerke begin. En dan kan ons nie net wegskram en agter ons boksie wegkruip. Die boksie wat sê, ek voel net in hierdie seisoen om hierdie te doen nie. Want wat as die Here dalk met jou praat en sê, ek wil hê dat jy meer daadwerklik jou mond oopmaak, vir mense bid, hande op siekes lê, goeie werke doen, goeie dade doen en uitgaan met 'n boodskap. Ons lees Jesaja 6 vers 8, dit sê, toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Die rigting van jou gebed sal die rigting van jou lewe bepaal. My vraag aan jou, hoe bid jy? Wat is jou fokus? As jy in die oggend opstaan, wat staan voor jou? Is dit slegs die realiteite van jou eie lewe? Of het jy 'n gebedsaksie wat gefokus is op die koninkryk van God? Dis goed om te bid vir jou familie. Dis goed om te bid vir jou onmiddellike behoeftes. Dis goed om te bid vir jou besigheid. Dis goed om te bid vir vrede. Dis goed om te bid vir gesondheid. Maar verder is net ons eie behoeftes, het ek en jy nodig om te fokus op die mandaat wat die Here gegee het, 'n wêreldmandaat, 'n wêreldevangelisasie mandaat. En ons moet besef, hy gaan nie terugkom voor die hele wêreld nie gehoor het nie. En hoe vinniger elke Christen opstaan en sê, ek is geroep, net soos 'n Frans Jarag of 'n Martin de Lange, net soos hulle geroep is ek ook geroep. My roeping lyk dalk bietjie anders. My funksie lyk dalk bietjie anders in die koninkryk. Maar ek besef, ek is geroep. Dit kan jou hele lewe verander. As jy jou hand opsteek en sê, Here, hier is ek, gebruik my. As God jou dalk terug antwoord, nadat jy gesê het, Here, hier is ek, gebruik my. Hoe sal jy reageer? Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die goedheid. Dankie dat ons vandag kan besef, Here, dat ons almal geroep is. Almal is dalk nie geroep om as apostels te funksioneer nie. Maar ons moet leer by die apostels, hoe lyk sending in die wêreld? Hoe breek ons nuwe grond oop? Sodat ons in Bloemfontein nuwe werke kan begin. Dat wanneer die Heilige Gees iets op ons harte sit vir die koninkryk, ons sal reageer. Ons na mense toe sal gaan wat ons kan help, ons onderrig, om vir ons al die tools nodig, wat ons nodig mag hê, te kan gee, Here. Sodat ons die plan wat U op ons harte gesit het, kan sien, realiseer. Here, ons loof en ons prys U vir hierdie roeping. Dankie dat ons kan deel wees van sending. Dat elkeen van ons gestuur is. En ek bid, Here, as 'n gemeente, dat ons fokus van ons gebed sal verander, om gefokus te wees op die koninkryk van God. Dat ons sal sê, Here, mag U koninkryk kom, mag U wil geskied, in Bloemfontein, en in die wêreld, soos dit is in die hemel. Mag ons die vennote wees. Soos die lese van Psalm sê, ons moet genees, groei, om dan te kan gaan.
bid ek dat ons hande sal opsteek en sê, Here, hier is ons, stuur ons. En wanneer jy met ons praat, Here, mag ons gehoorsaam wees. Ek bid vir elke persoon, Here, wat wegkruip agter 'n boks wat sê, ek het nie myself gesien as iemand wat gestuur is nie. Ek bid, Here, dat U in liefde hulle sal wakker maak. En vir hulle sal sê, maak op jou oë, kyk voor jou uit, daar's behoefte. Sal jy 'n verskil maak? Here, mag ons anders dink oor sending. In die naam van Jesus Christus. Amen. Ek hoop regtig dat julle vanoggend baat gevind het by ons diens en as julle regtig daarvan gehou het, asseblief maak 'n punt daarvan om dit te like en te share. So dan wil ons ook nou vir julle geleentheid gee om finansiëel by te dra tot die werk van die koninkryk. Julle kan dit doen deur Zapper, SnapScan of 'n EFT. En dan kan julle ook julle kontant kom afgee op weeksoggende hier by die kerkkantoor. Ek hoop julle het 'n ongelooflike geseënde week.